Ek gaan vanmôre vir jou 'n skrif gee wat baie probleme veroorsaak onder die gelowiges en die algehele Christendom. Hierdie skrif gee baie probleme. Want jy sien, baie gelowiges dink dat hulle is vrygemaak deur die Messias Yeshua of deur Jesus Christus en nou kan hulle maak en doen wat hulle wil. Dis wat die sienswyse is. Dis wat baie mense dink en dis wat baie mense verklaar. So dis okay, ek kan maar 'n soapie vat solank ek net nie te dronk word nie. En dis okay, ek kan seker maar 'n paar trekke sigaret vat of sigarette in my lewe hê. Dis okay en ek kan seker maar so 'n bietjie na 'n ander vrou kyk en ek kan seker maar 'n bietjie sonde in my lewe hê, want jy sien ek is mos nou vrygemaak deur Jesus Christus. Dis mos nou wat baie mense sê. So hierdie skrif veroorsaak soveel probleme onder die algehele Christendom. Nou luister wat sê die woord in Galasiërs hoofstuk 5 vers 1. Hy sê staan dan vas in die vryheid waarmee Messias of Christus ons vrygemaak het en laat julle nie meer onder die juk van diensbaarheid kom nie. Right, so hierdie veroorsaak baie verwarring en dit veroorsaak baie probleme. Want die oomblik wanneer ons praat van gehoorsaamheid en die oomblik wanneer jy sê, weet jy wat, ons moet die woord in ag neem, ons moet die wet, die feeste en die Shabbat onderhou, dan sê mense, o nee, ons is mos nou vrygemaak, want dit bring ons mos nou weer in diensbaarheid. En dit veroorsaak soveel probleme. En vanweë daai probleme lewe mense 'n lewe van losbandigheid. Want jy sien, dis mos nou genade. Genade. En genade het my mos nou vrygemaak. Dis genade wat my verlos het van sonde en ongeregtigheid. Maar hoe is jy verlos van sonde en jy keer weer terug soontoe? Hoe is dit? Hoe gebeur dit dat wanneer jy Yeshua aanneem of Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker, hoe is dit dat jy nog in sonde lewe? Is dit nie wat die boek van Romeine praat en sê dat hoe kan ons, wanneer ons sê ons is vrygemaak, hoe kan ons nog steeds in daai selfde sonde funksioneer? Mense, hier is 'n probleem. Maar baie mense lees net daai een vers en steek daar vas en dis 'n groot probleem. Mense vat 'n teksvers en hulle hardloop daarmee. So dis belangrik om hierdie gedeelte in konteks te lees. So ek wil jou net vat na vers 13. Ek het nou vir jou Galasiërs 5 vers 1 gelees en nou lees ek vir jou vers 13 en hierdie is baie belangrik en hiermee wil ek jou vandag bemoedig. Ek wil jou bemoedig. As jy dalk iemand is wat glo dat jy mos nou vrygemaak en jy kan mos nou maak en doen wat jy wil ek vandag vir jou sê, is 'n verkeerde denkwyse. Vader verwag van ons nog steeds gehoorsaamheid. Hy verwag van ons dat ons sy woord sal gehoorsaam, dat ons sy stem gehoorsaam sal, dat ons sal wandel in die vryheid waarmee hy ons vrygemaak het, nie om sonde te doen nie, maar om ons lewe en ons liggame te stel, Romeine 12 vers 1, om ons liggame te stel as 'n welgevalle offer, om die lewende God te behaag. Nou vat ek jou na vers 13, hy sê, want julle is tot vryheid geroep. Alright, so hy sluit aan by vers 1, want julle is tot vryheid geroep, broeders, gebruik nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Hier sê die woord dit baie duidelik, hy sê nou dat julle tot vryheid is, julle is vrygemaak van sonde en ongeregtigheid. Moenie hierdie vryheid gebruik om losbandig te lewe nie, om volgens die vlees te lewe nie. Moenie dit gebruik om nog in sonde te lewe nie, en dis die groot probleem waarmee algehele gelowiges sit vandag. Mense hou vas aan hierdie denkwyse, ag ek kan mos nou maar drink, want Jesus het water in wyn verander. Ek kan mos nou maar seker maar 'n rookie vat, want my liggaam beteken niks, ek dien hom mos in die gees. Waar die woord vir ons baie duidelik is, wat hy sê, ouens, moenie, hierdie vryheid waarmee jy vrygekoop is, moenie hierdie vryheid gebruik as 'n aanleiding vir die vlees nie. En mense is met pornografie besig, en hulle is met 1000 dinge besig, dis buiteegtelike verhoudings,
en is 'n klomp dinge en hulle sit binne die gemeente en alles is okay, want jy sien, my leraar en my pastoor en my dominee, hulle doen dit. Hulle doen dit en hulle sê dis okay. En ag, as ek so bietjie by my pastoor gaan braai, dan gooi hy maar die brandewyn of hy gooi die whisky of hy gooi die glasie wyn. So dis seker maar okay. Nee, dis 'n leuen uit die put van die hel, want dis mense wat hulle vryheid gebruik om losbandig te lewe en om 'n aanleiding te gee vir die vloek. Dis nie wat Vader van ons verwag nie. Vader verwag van ons dat ek en jy sal doen wat sy woord vir ons kom gee. En daarmee wil ek jou bemoedig. Vat die woord, lees die woord, ondersoek die woord, dat die woord transformasie sal doen. Halleluja. Mag jy geseënd wees, mag hierdie dag vir jou 'n amazing dag wees, waar jy die hand van Jahwe ervaar en beleef op jou lewe. Wees geseënd, geniet jou dag. Shalom.